Die handelinge van die heilige apostels deur Lukas beskrywe. Handelinge 1 vers 1 tot 26. Die eerste verhaal. Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag wat hy opgeneem is. Nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurend 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbat reis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthias, Jakobus en die seun van Alfeus en Simon, die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendraagtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus en met sy broers, en in die dae van Petrus in die middag van die disippels opgestaan. En die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120 en gesê, Broeders, hierdie skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het. Want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry. Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het vooroorgeval en oopgebars en al sy ingewande het uitgestort. En dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Akeldama genoem is. Dit is bloedgrond, want daar staan geskrywe in die boek van Psalm, laat sy woonplek woes word, en laat daar geen inwoner in wees nie, en laat 'n ander een sy opsienersamp neem, van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af, tot op die dag wat hy van ons opgeneem is, en hulle het daar eensaam met sy getuie geword en sy opstanding, en hulle het 2 voorgestel, Josef wat genoem is Barsabas, met die bynaam van Justus, en Matthias, en hulle het gebid en gesê, U, Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie 2, die een aan wat U uitverkies het, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam met die 11 apostels te wees.